Gideon weg. Ja. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, ons sê vir U baie dankie. Baie dankie. Die battle is gewen. Hey. En ons staan as oorwinnaars in Christus. En Yeshua. Hamasia. U is alles vir ons. En sonder U kan ons niks doen nie. Ons bring onsself as lewendige offers wat welgeval en aanneemlik is voor U voete. En ons bid hierdie woord moet nie op dorings val nie. Moenie op klippe val nie. Maar op vrugbare grond. Want ons het die eerste vrug geontvang deur U. En ons as die oes, as die havas, moet ons reg kry. Ons eer U en ons dank daarvoor. Baie dankie. Die woord is geseën. Amen. Ek het baie geworstel aan die woord en ek het nou eers ook hiervoor. Het ek eintlik gekry wat ek nou eintlik wil sê. So, paar van hierdie goed wat ek hier neergeskryf het is, ek het geluister na die stem van die Here. En ek wil net een skrif. Ek wou graag 1 Korintiërs 15 met die deel, maar ek lees nou Lukas 10, net een skrif vir U. Lukas 24. Lukas 24, kom ons lees 22 en 23. Maar sommige vroue uit ons het ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. Hy het opgestaan. Amen. Halleluja. Hy het opgestaan, maar die engele sit en wag. Halleluja. Om 'n hemelse boodskap af te gee aan die wat nog dwaalend rond beweeg. Hulle is daar gesit as boodskappers van die hemele. Halleluja. Vir die wat nog verward rondtits. En nog nie gemoef het om te sê, maar hy wat gesterf het, hy het opgestaan. Hy lewe. Halleluja. Ons het nuus vir julle, sê hierdie engel, of hierdie engelewese wat hier staan. Julle moet move van wat julle dink en wat julle nog rond
Want die man wat julle soek, halleluja, het opgestaan. En dis hoekom ek sê, hierdie woord het ek hierso ook gekry, so dit is, ek het dan nou hierdie laaste toe, kom daar so skryf, en toe was ek 'n bietjie laat. Hoekom sal jy terugkom na jou pyn en jou situasie? Halleluja. Hoekom sal jy dink aan die verlede? Die engele staan gereed met 'n boodskap. Hy het opgestaan. Hy lewe. Dis nie nodig dat jy so hardloop rond nie. Hy het gemove, so move in sy krag van sy opstanding. Beweeg. Samadon. Waarom sal jy so dink en wonder oor die dag van môre? Die battle wat jy fight is already been won. Is dit duidelik wat so sê? Die battle wat jy veg, sê die engele vir hierdie vroue, is alreeds gewen. Julle hoef nie te ontstel te raak nie. En julle is gemoed nie. Julle hoef nie bang te raak nie. Julle hoef nie bevrees te raak nie. Hy wat julle soek, het opgestaan. Move in hierdie opstanding. Beweeg in hierdie krag. Beweeg in hierdie seisoen. Want dit is wat hy wil hê. Dit is soos terugdink in wat mense vir ons gedoen het en wat mense vir ons gesê het. Maar laat ons move. Dat ons beweeg. Jy kan nie jou toekoms beplan nie. Of jy kan hom beplan, maar jy weet nie hoe hy sal uitloop nie. Ek het vir jou nuus. Hy wat die toekoms in sy hand het, is nie meer hier nie, sê die engele vir die vrou. Beweeg aan. Move. Na dit wat niet is. Los die dinge van agter en strek jou uit na dit wat voor is. Press en move. Druk met hierdie opstandende krag wat hier binne jou is. Halleluja. Want jy, wat die eerste Adam was, daar het die tweede Adam gekom. Halleluja. Jesus Christus. Yeshua. Amasia. Is sy naam. Halleluja. Prys die Here. Sit jou arm op by mens en sê, hy lewe. En hy sê meer. Want toe ons nog rondsoek. Ons kom soek nog die dood. Ons loop en tas toch rond aan die verledes. Ons soek nog en ons dink nog oor ons kinders en ons kindkinders. Ons dink nog wat ons gaan eet en wat ons gaan drink. Hy klaar betaal. Die oorwinning is klaar. Sissie het gesê, die sleutels is geontneem van hom wat gedink het, hy is die eienaar van die sleutel.
in jou mind en in jou konsepsie, los die dinge. Halleluja. Iets moet move in jou. Iets moet move in jou. Want dit is soos 'n saad wat loop geplant is hy sterwe. Halleluja. En die saad het ontkiem. 1 Korintiërs 15 vers 41 sê die woorde. Hy sê, maar ons het nou gemove in sy lewensmakende gees. Halleluja. Nou, Johannes 15 sê, bly in my, soos ek in julle. Halleluja. As jy in hom bly, en jy trek van sy krag, waarmee hy opgestaan het. Hoeveel vrugte sal ons nie dra nie? Hoeveel krag sal ons nie het om op te kan staan en tomorrow kan face en kan deurgaan wat tomorrow vir ons het. Ons hoef nie te wonder, ons hoef nie rond te loop soos mense wat geen rigting het nie. Hy het die prys betaal. Oorwinning is gebehaal. Jy staan as 'n oorwinnaar. Jy surround jou nie met mense wat doodpraat. Jy onttrek jou. Jy beweeg. Want hy het opgestaan. Hy lewe. Hy lewe. Jy dink nie meer dood nie. Oh, my kinders, my huis, my finansies, jy dink nie meer. Jy dink lewe. Want hy wat in jou lewe. Halleluja. Jy moet met die krag en met die lewenslus, halleluja, moet jy opstaan. Halleluja. Hoekom soek julle na my? Dit is die hemelse vraag wat hy vandag vir ons vra ook. Vra vir Petrus en toe hulle vir hom vra, ken julle vir hom? Nee, ek ken nie. Judas het hom loop gevryder. Thomas geheeltemal. Want hulle toch geworstel met hierdie goederse wat gebeur het. Terwyl hy reeds al gemoef. Want toe hy vir ek en u 'n plekkie voorberei. En dis hoekom ons vandag as lewendig, lewenslustige Christene, manne en vroue van die Here moet uittree en uitbeweeg, onverskrokke. Jou nie laat beweeg deur dit wat jy sien of dit wat jy hoor nie, maar die krag van sy opstanding is sy binne die lewensmakende gees wat binne jou is, moet jou laat move. Moet jou laat move. Moet jou laat move. Kyk, ek gaan iets laat uitsprei. Nou, sal dit kom. Luister u, Jesaja se woorde, wat hy eens op 'n tyd geprofeteer het. Don't dwell in die stinklewe, halleluja, van die verlede nie. Halleluja. Moet
moet jou nie jou kragte laat goed wat jou laat koppyne laat gee, wat mot en roes dit veryder nie. Halleluja. Moet ook nie goed van die verlede loop fiks nie. Kyk, ek gaan iets niets bring. Sy opstanding het dit bewerkstellig. Iets niets hier binne my. Halleluja. Daarvoor moet jy reg opstaan op jou plante van jou voete. Bybel sê die engele het op die hulle daar gesit op die klip. Jy dit is jou staanplek wat jy nou moet inneem. Op jou rots. Jy moet jou staanplek inneem. En hy lewenskrag van hom wat hy in jou geblaas het. Hy lewe. Ons hoef nie verdwaal en rond te touch meer en te soek na iets wat die wêreld nie vir ons gaan gee nie. Ja. Ons hoef nie rond te kyk nie. Daar is nuwe hoop, daar is nuwe krag deur sy opstanding. En as ons partykeer lewenslustig voel, en die werkers en die mense maak ons so, of ons vrees vir die toekoms, en ons voel hopeloos, sy opstanding is 'n waarborg. Sy liggaamlike opstanding, het sy gesê, is die vrug, is die eerste vrug. Deur die opstanding krag van Christus, is daar oorwinning vir ons. En as hy die eerste vrug is, wat maak dit van ons? Die havas. Dit maak nie net van die haven, van ons die havas in die oesie. Dit maak die oes aanvaarbaar. Dit maak die oes aanvaarbaar. Want dit reeds die prys betaal. Ons hoef nie nog siklusse te beweeg nie. Ons hoef nie nog te soek na aanvaarding. Ons hoef nie te soek dat mens om in te pas nie. Of aan groepe te wil wees. En rondhardloop soos afkophoenders wat geen rigting het nie. Herwaarts, een keer na die een keer, een leier na die ander keer. Aanvaarding te loop en soek. Rigting te loop en soek vir ons lewe. Kry die lewenslus in die aanvaarding van die oes, van die eerste vrug. Kry aanvaarding. Dis asof jy nog nie die eerste vrug aanvaard het. Dis hoekom ons so deur mekaar loop en rondloop. En raak soos Judas verraaiers. Want ons ken nie met wie ons loop. Ons ken nie met wie ons loop. Wat sal ons hier buite loop soek? Ja, die wêreld kan vir ons
materiële dinge gee, wat hier voor oë is, maar die onverganklike dinge is ewenwaardige. Dis waarde wat nie kan gemeet word. Dit bring ons in lewensmakende posisie om te kan face dit wat in ons huis is en te overkom, want hy die dood het hy geoverkom. Hy het die sleutels, maat gesê, hy het die sleutels geontneem. Hoekom sal jy wegloop van die maatstukkie af? Hoekom sal jy rond hardloop terwyl hy die meester, jy loop en soek lopers, Ek moet nie dit sê wat ek nou wil sê. So ontkiem daarin onkorrupte seed binne ons. In ons korrupte lewe. Ons is korrup in ons mindset. Ons is korrup in ons handelinge. Ons roof van hom wat die eerste vrug is. Ons ontneem hom van sy regmatige posisie van wie hy is. Ons aanvaar hom nie vir wie is hy. Dit maak ons korrup. Terwyl die aankorrupte seed, die lewenssaad, die lewendmakende gees hier binne ons moet ontkiem deur sy opstanding, deur die dood. Het hy ook in het opgestaan. En daarvoor staan ons op as oorwinnaars, maar ons besef nog nie dat hy wat in ons is groter as wat daar buite is. Bekleed jou met hierdie onverganklikheid. Bekleed jou met hierdie aankorruptheid. Om te kan beweeg in sy lewensmakende gees en in sy opstandende krag. Dan sal jy face wat jou môre vir jou bring, wat jy hoor en wat jy sien. Hier ons staan dan nou nog steeds, pastoor, deur alles. Ons staan daar nog steeds. Ons staan daar nog steeds. Want ons weet in wie ons staan. Hy het vir ons opgestaan, ons lewe as oorwinners. Daarvoor sien en hoor ons niks nie. Ons loop soos dowes. En wat ook al die lewe na ons gooi, en wat dolk hy ook kan steek in ons sye. Ons pres met die opstandende krag, wat hier binne ons move aan. Ons kan nie dwel, ons kan nie, soos hierdie vrouens, kom nie, dan kom die engelse weer, en kom in die nag, gee die Here vir ons 'n woord en sê, hy het opgestaan. Hy lewe. Sê vir hy mense langs jou, hy lewe. Wat sê jy soos mense wat nie? Halleluja.
Wat sit jy soos mense aan? Nie. Halleluja. Sit asof jy nie. Halleluja. Jy sit, daar's 'n skrif wat sê, jy sit nou saam met hom in die hemelse seats. Is dit waar? Is dit so? Jy sit alreeds, net jou kom na hom toe, en jou oorwinningslewe wat jy lei, sit jy alreeds as daar al 'n plek, en jy jou seat is gereed vir jou. Pres voor. Die Engels sê eintlik vir hom, press voort. Waarvoor kom julle hier? Press, gaan, move, press, move. Ek het vir u nuus, press, move. Wat ook al in jou lewe gebeur, wat ook jy ook al hoor, wat jy ook al sien, press, move. Al kruip jy voor die voete van die Here, al sal jy sleep op die voete van die Here bly. Press, move. Jy ken wat jy jou gedra tot nou toe. En wat jy jou gevat. Jy het lewensboeke en verhale wat jy kan skryf. Nou moet nie so terugdink hier op partykolonnie en dink en wonder. Dood en lewe is maar met die tong en spreek. Moet nie spreek. Praat lewe. Ons is by die lewe. Los die graf, los die steen, los die kopstukke, los die blomme, hy het opgestaan. Los, move on. Moet ek nog terug gaan? Ek wonder of ek nog moet terug gaan en 'n blommetjie loop neersit en vir wie nog moet wat doen en wat doen. Hier anders is, ek like my so goed as 'n praat van mense. Die vrou vir my gisterand sê vir my, ek wonder, moet ons nog vergifnis vra, of toe sê ek sal dit doen nie. Wie het na my huis toe gekom en kom gesê, ek het hom nie genooi nie. Amen. Hy het gelewe, hy het opgestaan. Dit maak my voorkop soos 'n diamant. Ek staan by die lewe. Ek drink van die lewe. Ek is nie by staande waters nie. Ek is by borrelende waters. Opstandende krag. Bewegende krag. Movende krag. Ek is by sy krag. So hoekom sal jy dink nog in 2 maande as goed is? Move, sister. Ons wat so by mekaar kom in gesprekke van wat ons aangedoen is en wie het ons aangedoen en wat is, move on. Is 'n nuwe ding wat Abba Vader wil vir jou laat uitspreek. Kyk hier, as jy dit toch besef het, kyk nou gaan dit uitspreek, sê Jesaja, nou gaan dit uitspreek. Nou, nie gister of eergister, dit gaan nou uitspreek. As dit nog uitgespreek het, nou, ontvang dit in sy opstaande krag. En beweeg in hierdie krag, in jou genesing, in jou voorspoed, in jou koskas, in jou alles, beweeg, in jou kinders se lewe, in jou werksplek, in jou wiebe, in jou man se lewe, in jou kinders se lewe, move in hierdie opstaande krag. Move in hierdie opstaande krag. En die Here sal vir u sien. Hy sal vir u wonderbaarlik sien. Mag die Here sien. En mag ons move van waar ons nou is. Ons is hier reg. Ons dink ons is reg. Laat ons move. Laat ons move. Abba Vader, ons staan hier in die krag van u, in die salwing van u, en in u teenwoordigheid. Ons kan niks
sonder U doen nie. Ons drink van hierdie krag van die opstanding. Ons eet en ons geniet en ons aanvaar wat U vir ons deurgemaak het. En ons besef, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Ons het dit. Dit is hier by ons. Dit is binne ons. Dit is soos Johannes 15 sê, ons moet in U wees, soos U in ons is. Sodat ons kan meer vrug kan dra. Ons bid dat ons sal drink van hierdie lewenskrag. Ons bid dat ons sal geniet van hierdie vrug en aanvaarding sal kry oor ons rondtassende gedagtes en lewe. Ons hoef nie meer te loop asof ons geen rigting het nie. Die prys is betaal. Die prys is betaal. Kontant verniet. Ons loop nie op skuld hierdie. Dis betaal. Dis betaal. Hoekom sal ons kyk asof ons die wêreld nog skuld? U dat as betaal. Wat ons nog moet eet en wat ons nog moet drink, het hy al reeds vir ons betaal. Waarin ons nog moet ingaan, en wat se carrière, en wat se loopbaan, en wat hoedanigheid ook al, die het al reeds dit gaan betaal. Ons hoef nie bakke te staan, asof ons boemelaars is, geestelike boemelaars, asof ons sal rond soek na almoes. Die het al reeds gaan betaal. Ons staan nou op ons platte van ons voete, en ons skud ons reg, en ons maak ons lewens lustig, dat ons kan move in hierdie opstandende krag. Sien ons dubbelmatig met die seën van U. En ons weet hierdie moeitevolle arbeid kan niks daarby voeg nie. Seën ons dubbelmatig. In die naam van Yeshua. Baie, baie dankie. Amen.